Eendag, lang gelede, kom al die groente en vrugte van die bosveld bymekaar, die bessies, die aartappels, die wortels, alles wat in die bosveld groei. Patatte, julle wille patatte, piesangs. Hulle kom bymekaar, hou vergadering, in 'n bondel, en sê, dit moet nou eind kry, dat hierdie diere ons opeet. Ons gaan onsself verdedig, hoera, hoera, skree al die groente en vrugte. Die bessies, die swarte bessies, die moerbye. Alles is net soos, ons beskerm onsself van nou af. Ja, ons gaan nie meer geëet word nie. Ja, ja, ja. En Olifant staan daar met sy groot oor op die rand van die oerwoud. Hy luister en hy hoor hierdie gejuig. En hy maak sy ore groot. En hy fokus dit op die gesprek. En hy hoor, ons gaan onsself beskerm. Ons gaan nie meer geëet word nie. Ons gaan terugveg. En hy soos, wat? Ons gaan wegkruip. Wat? Hy draai daar om. Hy trompeter kliphard. Al die diere kom bymekaar. Koning Leeu wil eers weet, wat gaan hier aan? Koning en Olifant sê, Koning Leeu, jy het moeilikheid. Jy gaan honger ly, want al die bokke, olifante, al die herbivore gaan honger ly. Want al die groente en vrugte besluit hulle gaan weghardloop. Nou kan ons net gras eet. Waar gaan ons maroulas kry? Julle? Dink jy die diere gaan net gras eet? Nee. Hulle wil nie. Hulle wil ook vruggies eet. En Koning Leeu vra vir Olifant, nou wat gaan julle maak? Ons gaan ons tegniek om te kos te kry moet aanpas. Koning Leeu sê, ja, klink vir my, julle gaan moet begin jag. Nou moet herbivore begin kos jag. Hoe gaan hulle dit reg kry? Wel, Olifant kry lus vir 'n piesang. Hy stap na die piesangboom toe, so hy sy slurp uittrek, skiet daai piesangs uit, hulle spring in 'n ander boom. Nou sê hy soos, hoe gaan ek hulle kry? Hardloop agterna en hy stamp met sy kop teen die boom. Die piesangs val uit op die grond. En daar hardloop hulle weg. Tussen die lang gras in. Nou is Olifant soos, waar is hierdie piesangs heen? Ek moet. Hulle begin jag, maar hy is te stadig. So, Olifant kry 'n plan. Hy gaan na Appie toe. En sê, Appie, ou maat, ek is lus vir 'n piesang. Help my om 'n bietjie enetjie te kry. En Appie sê vir oom Olifant, oom Olifant, al die piesangs het gaan wegkruip, ek weet nie meer waar hulle is nie. Hoe moet ek hulle kry? Ek is te stadig om hulle te vang, hulle hardloop my weg. En Olifant sê, kom, ek het 'n plan. Klim jy net op my rug en wees jy net gereed as ek sê, nou. Ja, en hierdie Appie dink, wat gaan hier gebeur nou? Hy sit daar rustig op oom Olifant se rug. En die olifant is hier tussen hierdie bome en daai bome en later is piesang soos, daar's hulle. Ag, die Appie. En die volgende oomblik gryp oom Olifant daai Appie aan sy nekvelle en sê, nou! Appie weet nie wat hom tref nie, want die volgende oomblik is dit soos 'n massiewe luislang wat hom het, is net oom Olifant se slurp. En oom Olifant gooi daai Appie deur die lug. Julle, in plaas van om piesangs te gryp hy aan takke vas vir sy lewe, want hy trek so vinnig deur die lug, dat hy sien net sterretjies verbyvlieg. En die bome word so wasemstreep, so vinnig het hy gegaan. En oom Olifant is, het julle gekry? Appie is so bang, hy kry weg. Hy wil nie meer vir oom Olifant teruggroet nie, en oom Olifant dink, hierdie Appie, hy ook al die piesangs homself. Die oom Olifant, sê hy Appie, ek is net bang. Jy gooi my verskriklik vinnig, ek weet nie wat om te doen nie. Toe besef oom Olifant, wanneer jy 'n plan het, moet jy by mekaar kom en dit bespreek. So nou, oom Olifant hou weer vergadering. Hulle moet bespreek hoe hulle hierdie groente en vrugte gaan vang. Koning Leeu kom en sê, hey, oom Olifant, wat gaan jy aan? Sê oom Olifant, oom Leeu, julle weet hoe om saam te werk. Ons moet nou leer, want herbivore loop net rond en eet. Leer ons om saam te werk. Saamwerk. Ja, nee, kyk. Hy sê, geef my 'n voorbeeld. Wat het julle probeer doen? En Olifant verduidelik vir hom hoe hy Appie aan sy nekvelle gryp en deur die lug slinger so hard as wat hy kan, om so vinnig as wat hy kan op die piesangs te spring, maar Appie gryp net vas vir sy lewe aan die takke. En oom Olifant sê, oom Leeu sê, maar natuurlik. Julle is nie gewoond aan saamwerk nie, so hierdie is hoe dit werk. En hy leer hulle om vir mekaar te verduidelik, wat gaan ons doen om saam te werk? Oom Olifant gryp jou aan jou nekvel, hy gooi jou deur die lug, jy trek jou lyfie skraal,
smal, so klein as wat jy kan, soos 'n pyl, tot jy op die piesangs kom, en dan maak jy jou pootjies, jou handjies en jou voetjies oop, soos 'n net, en jy gryp daai piesangs, en dan klou jy vir al wat jy werd is. Maar daai piesangs moet geëet word. Kyk, net toe hulle die plan het, besluit daai olifant, die gaan ons nou. Nou het hy aan die een kant 'n aap, volgende olifant het krimpvarkies, ander olifant, hy gryp vlakvarke. Hy is lus vir wortels en aartappels eet vandag. Hulle versprei uit. Die vlakvark hou sy oor op die grond, maar sy oor is heeltemal te klein. So wie het hy nodig om te help? 'n jakkals met groot ore, en die jakkals luister. En hy wys, hier onder sy voete, hy is nog besig om te wys, toe gryp daai olifant 'n vlakvark aan sy nekvelle. En hy gooi vir hom, reg op 'n jakkals af, moe genigtig. Kyk, daai jakkals moet die pad uitspring in die vlakvark. Hy skraap 'n strook van 10 tree lank, skraap hy net grond oop. Al wat jy sien is aartappels wat trek deur die lug, graspolle, klippe, grond en 'n molletjie. Arme vlakvark, hy kry nie, en hy is daar op sy rug, besig om sy asem probeer terugkry, terwyl olifant daarom 'n paar aartappels kry. So dit werk vir olifant, maar nie vir vlakvark nie. Olifant gryp hy aap julle. En hy gooi vir hom. Aap trek deur die lug soos 'n vuurpyl, maak sy arms oop, gryp daai bondel piesangs vas. Hulle gaan grond toe, en wat gebeur? Daar hardloop hulle met daai aap weg. Hy klou vir al wat hy werd is. En hy squeeze verskriklik hard. Toe squeeze hy te hard. Jy hoor dit. Skiet daai piesangs uit. In die lug, en soos hulle deur die lug gaan, kom 'n olifant om. Hy het homself trommeldik, maar daai aapie is moeg. En hy is verskrik, want eers gooi olifant om, en toe hardloop die piesangs met hom weg. Die ander olifant het krimpvarkies. Hy is lus vir bessies. As hy na by die moerbybome kom, dan gaan al daai moerbytjies en hulle hardloop na die ander kant van die boom toe. Hy gryp daar 'n klimvark, maar hy slinger vir hom deur daai boom. Klimvark is te klein. Sy volgende gooi is 'n eystervark. Jy sien net penne trek. Daar is klomp, lyk soos dartpennetjies aan die ander kant van die boom, binne in die grond, vol moerbytjies, en daar vat die olifant, pen vir pen, slurp die moerbytjies af, soos van 'n sousatiestokkie. Dit het maklik gewerk vir die diere, maar arme eystervark, hy het niks meer penne nie. Nou kan hom nie homself beskerm nie. So wat leer hulle? Olifante moet apies sagter gooi en vinniger op die plek uitkom. Hulle moet vlakvarkies sagter gooi, want olifante kry al die kos. Arme vlakvarkies lê dusnis op die grond. En eystervarke moet net gerol word. Want dan het hulle daarom nog van die groente en vrugte binne hulle penne. En so het die herbivore geleer om jagters te word in die veld. Vlakvarke doen die grou werk. Maar op een dag, toe daai vlakvark daai aartappel gryp, en hom vasbyt, en wil uittrek in die grond uit. Toe pluk daai aartappel hom terug in die grond in. Jy sien net 'n stertjie. En daar gaan die grond skiet op in die lug. Sulke toue, sulke bondels, dit lyk of iets om onder die grond sleep, dat dit so 'n bult maak, en polle gras trek, en modder. En almal dink, wat gaan aan? En elke nou en dan hoor hulle net hoe die eystervark skree, ek het hom! Uiteindelik toe die olifant hom aan sy stert kry, sien hulle die aartappels, maak bondels onder die grond, en as die diere hulle wil eet, dan pluk hulle onder die grond. Net vir die lekkerte, om terug te beklei. Olifant trompeter verskriklik hard. En op daai dag, wou hy vir die groente en vrugte vertel, kom ons werk saam, ons mag bietjie van julle eet, maar dink julle groente en vrugte sê ja? Daar's nie 'n manier nie. So die gejagtery het aangehou. En die herbivore moes allerhande slim planne uitdink, om hulle gunsteling vrugte en groente gevang te kry. Deur die winter was dit moeilik, deur die somer bietjie makliker. So volgende keer kan ons hoor wat's nog van hierdie groot planne wat die herbivore maak, wat nou die vernuftige jagters is van die bosveld en die oerwoud.